Dit is inderdaad hierdie week 'n nuwe skoolkwartaal wat afskop en dit voel vir my deesdae is die winter net tot so 9 uur en dan het ons weer somer. So dis 'n lekker tyd hier op pad Augustus toe. En kan ek net vanoggend sien al ons ouers wat se kinders weer skool toe gaan hierdie week. Waar is julle? Kan julle vanoggend vir my saam met my sê loof die Here vir die skole wat oopmaak. Yes. Hulle gaan skool toe vir hulle eie, vir my en my vrou se gemoed en vir hulle oorlewing. En ons sien baie uit dat ons weer normale ritme in ons huis kan hê. Nou voor ons by die woord kom vandag wil ek sommer net vinnig vir jou iets noem oor ons volgende preekreeks wat afskop volgende Sondag en ons noem die preekreeks Heel. En ons gesels oor hierdie ding dat Jesus Christus toe hy gesterf het en opgestaan het, hy ons vervolmaak het en dat ons nou is volmaak in hom, maar ons word ook geroep om 'n lewe van heelheid en 'n lewe van gesondheid te leef hier terwyl ons op aarde is, om ons lewens goed te bestuur. So ons gaan praat oor 'n gesonde gees, 'n gesonde siel, jou emosies en jou denke en 'n gesonde liggaam. En spesifiek volgende Sondag skop ons af met hierdie reeks en ons praat so bietjie rondom angs in 'n mens se lewe. Een van die grootste faktore van mense se gemoedere wat laag is en veral in Augustus as die winde eers begin waai, dan voel 'n ou sommer net, jy voel net nie lekker nie. En wat ons in hierdie reeks wil doen, maar ook in die preek, is ons wil die gesprek rondom geestesgesondheid, liggaamlike gesondheid, wil ons oopmaak in lyn kry met wat die woord sê daaroor. En iets soos angstigheid is nie iets wat net 'n sekere groepie mense mee vandag te doen het nie. Dis eintlik baie algemeen. Hulle sê dat vandag die gemiddelde tiener dieselfde hoeveelheid angs het as iemand wat in die 50er jare opgeneem sou word in 'n hospitaal vir mense met geestesversteurings. So dis iets wat ons almal beleef. Wat sê die woord daaroor? Hoe leef ons dan 'n lewe terwyl ons soms angstig is en ons lewe 'n lewe van volheid in Christus? So as jy dalk iemand wil nooi vir volgende Sondag, ek dink dit gaan 'n baie spesiale geleentheid wees. Ons skop ook so 'n paar weke van daar af skop ons 'n kursus af rondom overcoming anxiety en ons gaan julle mooi inbind rondom dit en wat die Here daarmee wil doen. Maar vanoggend is dit dan ons voorreg om die reeks binnelanders van die Bybel af te sluit. Kan ek gou 'n paar belydenisse kry? Wie het toe nou bietjie gaan kyk waaroor binnelanders gaan en 'n episode of 2 gekyk? Daar's niemand nie. Julle kan maar tog bely en vir die res van julle so dankbaar en ek's jammer binnelanders dat ek julle kykergetal nou so bietjie afgebring het. Maar die feit van die saak is, dit gaan oor ons liefde vir drama en ons liefde vir sepies en ons liefde vir verhoudingsspanning ensovoorts. En ons kyk in hierdie reeks na die kerk in Korinte en hoe hierdie gemeente 'n paar uitdagings moes deurgaan en ook 'n paar goed in die gemeente uitgekom het wat so bietjie moeilike goed was om te hanteer vir Paulus. So net om te sê, verlede week het ek so vinnig genoem, dat die stad van Korinte was primêr 'n klomp slawe wat losgelaat is in die Romeinse ryk wat Caesar soontoe gestuur het om weer die stad op te rig en dit was 'n handelsstad en daar was hawens en skepe en 'n welvarende stad, maar die bevolking het bestaan uit 'n klomp vrygemaakte slawe van beide Grieke en die Jode. Nou iets wat jy moet verstaan rondom die Jode en as jy nie so baie hou van die geskiedenis van hierdie en die agtergrond van dit nie, vir my help dit soms om dit te deel dat dit baie sin maak hoekom ons praat en wat Paulus sê rondom die goed. Maar die klomp Jode het groot geword met die wet. Die 10 gebooie, Moses se wet, die 600 en
hoeveel wette en die offers en die ek wil amper sê die rituele van skoonmaak en heilig maak ensovoorts. So kinders in die Joodse kultuur en godsdiens het groot geword met die wet. Die Grieke aan die ander kant het groot geword in Griekse mitologie en die Griekse afgode wat glad nie 'n wet gehad het nie, maar wat wel gesê het as jy 'n aptyd of 'n begeerte in jou het, leef dit uit, gee uitdrukking daaraan, want jy's mens. Nou kom hierdie klomp mense tot bekering in Christus en hulle leef nou hierdie nuwe lewe van redding en van verlossing, 'n nuwe identiteit, nuwe mense. En die Jode wat nou so lank onder die wet geleef het, hoor ewe skielik dat die evangelie maak ons juis nou vry van die wet. Dat Christus gekom het om die wet namens ons te vervul en hy het 'n perfekte lewe geleef en hy het die wet vervul. Ons is dan nou dood vir die wet, leer ons in die nuwe verbond. So die Jode het 'n paar vrae. Wat van ons wet gaan ons aanhou mee? Ons kyk na die Grieke en ons dink hulle het so 'n bietjie ons wet nodig, soos hulle te kere gaan. Die Grieke aan die ander kant kom natuurlik tot bekering en hulle hoor die boodskap van vryheid in Christus. En hierdie broers het gedog, ons gaan alles met prys gee wat lekker is, maar nou is ons vry. So ons kan doen wat ons wil. Want die genade word meer as ons sonde meer word. Hulle steur hulle glad nie aan die Jode nie. Nou gooi jy hierdie mense saam in 'n gemeente en daar toe nou 'n paar goedjies ontstaan wat bietjie wrogings veroorsaak het en 'n paar grys areas veroorsaak het van dis nie reg of verkeerd nie, maar dis half ons wonder hieroor nou dat ons Christene is, hoe moet ons dit hanteer? Een van die goed was egskeiding. Daar was 'n klomp mense wat tot bekering gekom het en Christus gevolg het, maar hulle lewensmaat het nie Christus begin volg nie. Hulle het maar net in die wêreld gebly en nou vra die ouens, mag ons skei van hierdie goddelose ou wat langs my in die bed lê en hy dien nie die Here nie en mag ek van hom skei en of mag ek van hierdie vrou skei? Dis een van die grys areas wat Paulus aanspreek in hierdie brief. Nog so enetjie is die onsekerheid oor besnydenis. Nou, die Joodse ouetjies was almal besny op dag 8, die Grieke nie. En nou vra hulle die vraag, want die Jode sê, die Grieke moet besny word, maar hulle is almal volwasse ouens. En die Grieke is nie so ten gunste daarvan nie. Ek sien nou die dag 'n meme van twee ouens wat bitter hartseer lyk, en die onderskrif sê, dis hoe die manne gelyk het wat te laat Paulus se brief gekry het wat sê jy hoef nie besny te word nie. En so dit was 'n bietjie van 'n krisis in die gemeente. Moet hierdie ouens nou besny word of nie? Dan was daar 'n ander groepering mense wat gerebelleer het teen hierdie vreeslike losbandige lewe van die Grieke en hulle het gesê as jy waarlik 'n Christen wil wees, moet jy jouself heeltemal weghou van die wêreld. En spesifiek as dit kom by huwelik en seksuele bevrediging, jy is 'n groot Christen as jy celibaat bly en nie trou nie en nooit seksuele kontak met iemand hê nie. Nou het van die jong manne in die gemeente besef, ons is nou vry in Christus. Hulle het ook iewers besef dat hulle is dalk nie heeltemal geroep om celibaat te wees nie. Hulle het ook besef hulle het nie die geestelike gawe nie, die girls lyk vir hulle mooi, en hulle wil nou by Paulus hoor, is dit oukei as hulle hierdie ding los en tog maar vrouens vat? Dis 'n grys area. 4:1 Die Grieke het groot geword in 'n kultuur waar jy mag vleis offer of jy mag by 'n slaghuis gaan koop waar die vleis geoffer is aan 'n afgod, 'n Griekse afgod. Die prys is lekker, die vleis is reg, so ons koop daar.
Jode het groot geword, ons mag glad nie enige vleis eet wat God nie goedkeur nie, so afgoderry en vleis meng nie, ons sal nie dit eet nie. Nou is hierdie twee groepe in die gemeente, die ou vra, ek is baie streng oor hierdie ding, ek nooi nie mense wat afgodsvleis eet nie, en hierdie ou steur hom nie daaraan nie, en hy bring sy afgodsvleis na die arme Joodse huis toe, en sit dit op dieselfde vuur, met dieselfde braaitang, en die arme Jood weet nie wat om te doen nie, en nou sê hulle vir Paulus, mag ons nou afgodsvleis eet of nie? En dan die laaste ene wat ons baie bekend is mee, as 'n klomp dames in die gemeente, wat besluit het, ons is vry in Christus, ons is nie onder die wet nie, so ons mag bietjie ons hoofbedekkings afhaal as ons kerk toe kom. Nou, wie van julle onthou die eras waar die dames met hoedens kerk toe gegaan het, nee? So bietjie vir Paulus misverstaan, maar die punt van die saak is, nou vra hulle die vraag, want van die broers raak nou ongelukkig, hulle vrouens gaan nou sonder hierdie hoofbedekking nou na die tempel toe, en nou vra hulle vir Paulus, mag hulle nou so te kere gaan, en dan besef ons, die konteks daarvan is, dat 'n vrou wat in die Joodse kultuur en in die kultuur van die dag geleef het 'n hoofbedekking aangetree as sy getroud was, en sy getrou was aan haar man, en dit was swaalf die teken van sy's gevat. Die dames wat beskikbaar was, sou dalk nie heeltemal die hoofbedekkings gedra het nie, en dat die manne daarom kan sien wie's gevat en wie's nie gevat nie, en dan was daar ander dames wat baie meer beskikbaar was, wat hulle koppe kaal geskeer het, en hulle was nou die dames wat so 'n bietjie in die nagte rond getravel het. En nou sê Paulus, nou vra hulle vir Paulus, mag ons vrouens nou so kom? Die girls sê ons mag, want ons is vry in Christus. Paulus raak sarkasties en hy skryf op 'n stadium vir hulle. Hy sê, as jy dan nou sonder jou hoofbedekking wil kerk toe kom, skeer sommer jou hare ook af, dat die broers nou 'n bietjie sien wie jy is. So, hier is hierdie spanning in die kerk van wat is goed, wat is sleg, wat's reg, wat's verkeerd. En hoeveel keer in ons Christenlewe beleef ons nie dieselfde nie? Ons word groot in 'n sekere kultuur, in 'n sekere lewenswyse. Voor Christus was daar sekere gebruike en sekere roetines in jou lewe en goed wat jy gedoen het, en nou in Christus vra ou die vraag, wat is nog reg en wat's nog verkeerd as 'n Christen? En ek dink, voordat ek by die einde van die preek uitkom, en ek gaan net so klein bietjie aan die einde praat, oor 'n paar beginsels, wat Paulus in Korintiërs, die 2 boeke skryf, oor hoe om besluite te neem in grys areas. Maar die grootste gedeelte van my preek vanoggend wil ek spandeer om te verstaan hoekom hierdie klomp mense onseker was oor goed, en dit was spesifiek rondom vryheid in Christus. Nou sal jy verstaan aan die einde van hierdie stuk hoekom hulle wonder wat is reg en wat is verkeerd. Want sien, sentraal in ons Christenlewe staan die waarheid vas dat ons vry is in Jesus Christus. Ons is vry van die wet, losgemaak van die wet, dood vir die wet, en ons is vry in Jesus Christus. Nou moet jy verstaan, as Paulus praat van die wet, en ek dink dis belangrik, is dit nie noodwendig net die Ou Testamentiese 10 gebooie en die ander 600, wat hy basies van praat is God se standaarde van lewe. As jy jouself moet indink, wat verwag God van ons as mense? Sy perfekte wil, sy perfekte wat is sy standaarde? In Romeine praat hy van die wet, in Korintiërs gebruik hy ander woorde, hy gebruik iets soos die letter, die kliptafels van Moses, en hy praat sommer van Moses self. So jy moet byhou, as hy oor hierdie goed praat, praat hy van God se standaard van lewe. Nou,
Ek dink hier moet ons begin in 2 Korintiërs 3 vers 4 tot 6 en ek wil so graag hê jy moet dit saam met my lees. As jy jou Bybel hier het, is jy welkom om dit oop te maak. 2 Korintiërs 3 vers 4 tot 6 en ons gaan so rukkie in daai hoofstuk wees. Paulus sê in vers 4, hy sê, so 'n vertroue het ons op God deur Christus. Hy sê, kom ek verduidelik julle gou, wat is die vertroue wat ons nou het, wat is ons geloof in Christus? Hy sê, nie dat ons uit onsself bekwaam is om te reken dat iets uit onsself kom nie, nee, ons bekwaamheid kom van God. Hy het ons bekwaam gemaak om dienaars van die nuwe verbond te wees, nie van die letter nie, met ander woorde, die wet, God se standaarde nie van die wet nie, maar van die Gees. Want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. Paulus sê, in die ou verbond het dit so gewerk. Die wet was gelees, die wet was daar, en as jy 'n verhouding met God wil staan, as jy in sy goeie boekies wil wees, as jy 'n regverdige wil wees, moet jy volgens die wet leef. As jy dit nie reg kry nie, is daar 'n stelsel van offers wat jy moet doen en cleaning rituals om heilig te wees voor die Here, en jy moet eintlik maar hard probeer om net by God se standaard uit te kom. Dit is die ou verbond. Nou sê Paulus, hy sê in die ou verbond het dit so gewerk dat as jy God wou behaag en bekwaam moes wees, moes jy die wet onderhou. Nou sê hy, maar in Christus werk dit anders. Hy sê ons bekwaamheid, met ander woorde, ons vermoë om te presteer volgens God se standaarde kom nie uit onsself uit nie. Dit kom deur die Gees. Nou, ons as mense van God, die dag toe jy tot redding gekom het, toe jy hom gekies het, toe jy hom begin volg het, toe jy jou lewe gered het, dit was alles deur genade. Dit was nie deur prestasie nie, dit was nie omdat jy goeie werke of goeie intensies gehad het nie, dit was absoluut net as gevolg van die liefde en die genade van God, dat jy deel kan wees van sy gesin, 'n seun en dogter. Amen? Yes. Maar vir een of ander rede, begin ons daar, en dan die oomblik as ons gered is, dan skuif ons na 'n ander evangelie toe wat leer, dat wat jy nou moet doen as weergebore Christen, is om te probeer uitvind, wat is God se standaarde, en as jy dit verstaan, moet jy jou bes probeer en hard werk, om so na as moontlik aan God se standaarde te leef. Paulus praat van hierdie as 'n ander evangelie. Hy sê vir die Galasiërs, hy sê, dwaase Galasiërs, julle wat in die Gees begin het net maar weer teruggeval in die vlees. Julle eie bekwaamheid, julle eie probeer. En dan verduidelik hy vir hulle dat ons nou uitgekoop is, losgemaak is van hierdie wet en van die standaarde van God. En dan gebruik Paulus hier 'n baie interessante 'n paar woorde. Hy sê, want die letter, met ander woorde, die wet van God, die standaarde van God, maak dood. Die wet maak dood. Nou, wag 'n bietjie. Die wet is mos God se wet. Dis heilig. Ons moet volgens dit probeer leef. Ons moet by sy standaarde uitkom, en nou sê Paulus, nee, hierdie wet maak dood.
Ek gaan so 'n bietjie leen by wat hy gesê het in Romeine 7, want hy spandeer so 'n bietjie dieper en meer tyd om hierdie ding te verduidelik, want hy sê wat met ons gebeur het in Christus is dat hy die wet volmaak het en dat ons nou in hom die wet vervolmaak het. Met ander woorde, hy gebruik hierdie voorbeeld van 'n man en 'n vrou wat getroud is en sê, wanneer hulle getroud is hulle onder die wet van die huwelik. Maar wanneer een sterf, is die ander persoon nie meer onder die wet van die huwelik nie. En dan sê Paulus, julle het gesterf vir die wet. Julle is nie meer verbind aan die wet nie. Julle is nou gegee vir 'n ander bruidegom, Jesus. Julle is nie meer onder die ou huwelikswet van die wet nie. Julle is nou in 'n nuwe verbond, in 'n nuwe verhouding met Christus. Dit het massiewe implikasies, want hy sê, vers 5 in Romeine 7 sê hy, dat wanneer die wet, die standaarde van God, wanneer jy dit besef en wanneer jy daaraan dink, dan maak dit wat Paulus sê, en ek gaan dit aanhaal, die sondige hartstogte wakker. En die vrug daarvan is die dood. Wat Paulus sê is, die wet van God, die standaarde van God, wat goed is, wanneer ek en jy dit sien en ons probeer 'n poging aanwend om te vra wat is ek veronderstel om te doen volgens God se standaarde, hy sê wanneer ons in daai lewe leef, het dit presies die teenoorgestelde effek as wat ons graag wil hê. Wat hy sê is, as jy poog om volgens God se standaard te leef, dan maak dit jou sondige begeertes wakker. En daai vrug lei na die dood. Om dit te verduidelik, en ek het al die prentjie gebruik, maar ek wil jou net gou weer herinner. Dis dalk 'n stupid prentjie, maar onthou hom. Ons het pragtige skuifdeure by ons huis. En toe ons intrek, sê ek vir my seuns, julle mag nie 'n klip deur die venster gooi nie. Dis die wet. Wat gebeur? Die begeerte ontwikkel. Hy was nooit voorheen eers daar nie. Hulle het nie eens gedink aan die feit om 'n klip deur die venster te gooi nie, maar nou omdat daar 'n wet is, word hulle sondige begeertes wakker gemaak vir dit. En Paulus sê, dis wat die wet doen. Die wet kom wys dat daar wel sondige begeertes in ons is. Dis soos die infrarooi lig op 'n crime scene, wat wys waar die bloed gespat het. Sonder die lig kan ons dit nie sien nie, maar die lig kan nie die bloedspatsels wegvat nie. En Paulus sê, dis wat die wet kom doen het. Dis wat God se standaarde kom doen het. Dit het vir ons gewys hoe ons tekortskiet aan die standaarde van God. En as jy probeer, word jou sondige natuur wakker gemaak en dit lei na die dood. En dan in vers 14 van hoofstuk 3 sê hy, want tot vandag toe lê dieselfde sluier oor die Ou Testament wanneer dit gelees word. En word dit nie weggeneem nie. Want dit word slegs in Christus weggeneem. Wat sê Paulus? Hy sê vandag nog, wanneer ons die Ou Testamentiese wet, die standaarde van God mee te doen het, en daar's iets in ons wat sê ons moet voldoen aan die standaarde, is daar 'n sluier, amper weer soos die voorhangsel wat toegemaak word, sodat ons nie die nuwe manier van die Gees sal sien nie. Want daar is die nuwe manier van die Gees. En ek dink soms in ons lewe, wanneer ons in hierdie siklus is van ek weet wat ek veronderstel is om te doen, as ek God se standaarde sien,
Maar wanneer ek probeer om dit te doen, doen ek presies dit wat ek nie wil doen nie, en dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. En dan is dit asof Paulus in Romeine 7 skree, hy sê, wie gaan my verlos van hierdie liggaam van verderflikheid? Dan sê hy net Christus. Net Christus. Met ander woorde, wanneer ons God se standaarde besef en ons probeer, is daar 'n sluier wat oor ons val, sodat ons nie die nuwe manier van die Gees sal raak sien nie. Al wat gebeur as ek harder probeer, is die sondige natuur binne in my en die begeertes word meer en meer, sodat ek in dit weer verval en weer van voor af moet begin en weer hierdie siklusie om. Ek probeer my beste en dan is ek 'n swakkeling en ek val en dan moet ek weer my beste probeer om op te staan. Dis nie die Christen lewe nie. Dis 'n ander evangelie, sê Paulus. Die Christen lewe is 'n lewe van vryheid in Christus. Hy eindig daaraan sê hy, hierdie sluier word slegs verwyder deur Christus. En dan vers 16 gaan hy aan, hy sê telkens egter, wanneer iemand hom tot die Here wend, word hierdie sluier afgehaal. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En ons almal, hier kom die ware evangelie, hier kom die evangelie, terwyl ons met ongesluierde gesigte, ons sien die waarheid, ons sien die weg van die Gees, die heerlikheid van die Here aanskou, soos in 'n spieël, word ons na dieselfde beeld verander van Christus. Van heerlikheid tot heerlikheid, soos afkomstig van die Here, die Gees. Sien, die sluier word afgehaal wanneer ek na die Here toe draai. En ek sien daar's 'n ander manier om te leef. Daar's 'n Christenlewe om te leef. Die lewe van vryheid, vry van die wet, vry van die standaarde. Ek lewe nou 'n lewe deur die Gees. Die verskil lê in die volgende, dit is om te vra, wat is ek veronderstel om te doen? Wat verwag God van my om te doen? En kom ek probeer my beste om dit te doen? Dis die wet. Die nuwe verbond vra, wat wil ek doen? As 'n nuutgebore, nuutgemaakte kind, seun, dogter van die Here met 'n nuwe identiteit en 'n nuwe natuur, wat wil ek doen? Op 'n stadium skryf Paulus net bietjie vroeër in hierdie hoofstuk, dan sê hy die volgende, hy sê, vers 3, julle is die brief van Christus wat deur ons diens opgestel is, geskryf, hoor mooi, nie met ink nie. Hy praat van die wet, maar met die Gees van die lewende God. En hoor mooi, nie op kliptafels nie. Hy praat van die wet, maar op die tafels van menseharte. Die vraag is, hoe leef 'n mens nou as 'n Christen? As jy iets wil doen, wat jy weet vir 'n feit nie reg is nie. Ek weet, en dis nie eers iets wat net Christene het nie. Die moraliteit waarmee God mensdom geskape het, verstaan daar sekere goed wat net nie reg is nie. Maar ek as Christen is vry van God se wet, vry van die standaarde van die lewe, van die Here.
Hoe maak ek dan nou? Beteken dit dat ek nou vryheid het in Christus en soos wat my sonde meer word, word die genade van God meer? So kom ons go vir dit. Ek meen, ons het net een lewe op aarde, leef dit. We are secure in heaven. Kom ons leef die lewe voluit. Geen wet, ons is vry in Christus. En dan sê Paulus in Romeine 6 vir die gemeente, hy sê stellig nie. Hy sê, is julle stupid, verstaan julle nie, dat julle nou dood is vir die wet? Dat die Gees wat in julle woon, ander begeertes het. Nie, en hier is die verskil. Hier's 'n ding wat ek weet, ek moet nie doen nie, so ek probeer my bes om dit nie te doen nie, en dan kry ek dit dalk 1 keer reg, of 2 keer, en dan is daar 1 keer wat ek dit nie reg kry nie. Dan voel ek weer soos 'n totale, lamsakkige Christen, gaan weer opstaan, sonder bely, hier gaan ons weer. Ek moet nie die ding doen nie. Probeer weer, die sondige natuur word meer, val weer. Dit is die manier van die ou verbond. Die nuwe verbond sê, nie net gaan ek net probeer om iets nie te doen nie, wanneer ek dit ontdek en die Heilige Gees wys vir my in my hart, hier's 'n ding wat jy nie moet doen nie, maar guess what? Jy gaan dit ook nie kan nie doen nie. Laat toe dat ek dit doen in jou, sê die Heilige Gees. Laat toe dat ek jou nou vorm, soos wat jy Jesus aanskou, soos wat jy hom sien, en die beauty van wie hy is, die perfekte lewe, is ek besig om soos in 'n spieël, die spieël van die woord, jou te verander. Jou begeertes te verander, sodat jy jaar na jaar minder soek na die ding wat jy weet nie goed is vir jou nie. Dis 'n transformasie van ons natuur. Dis nie 'n dissipline en 'n selfdissipline van ek moet en ek mag nie. Dit is ek wil. Want hy het dit in my kliptafels in my hart geskryf. It's written in my heart. En net om dit te sê, wanneer ek en jy gehoorsaam is aan die Here, gehoorsaam aan sy standaarde dan nou, het ons 'n keuse, of deur die wet, of deur die Gees. Die Gees, ek is nie bekwam nie, hy is bekwam, hy doen dit vir my, dis 'n wonderwerk wat gebeur. Of deur die wet, ek probeer en val, en probeer en val, en probeer en val. Ek hoop jy stap volgende hier uit met 'n verligting. Want die Christenlewe wat jou Jesus voorbetaal het, is nie 'n lewe van val en opstaan, val en opstaan, val en opstaan nie. Dis 'n lewe van vryheid. Dis 'n lewe van joy. Dis 'n lewe van vrede. Dis 'n lewe van sekuriteit dat ek weet ek is in hom en dat my Vader my liefhet en dat die Gees besig is om 'n wonderwerk in my lewe te doen. Dalk nie die spoed wat ek graag wil hê hy moet dit doen nie, maar hy's besig om my te transformeer. Nie sodat ek net nie wil goeders doen nie, nee, sodat my wil verander. My begeertes verander. Ek wil eintlik die preek hier stop, want ek so bang as ek aangaan,
dan voel julle, o ja, okay, nee, hier's net nog, hier's die Nuwe Testament, hier's 'n wet wat jy nou gaan gee. En ek wil so jy moet vanoggend verstaan, dis nie wat ek wil doen nie. Want Paulus gee nie 'n nuwe wet vir die Korintiërs nie. Hy gee 'n paar beginsels om oor te besin in die Christenlewe wanneer ons gekonfronteer is om besluite te neem oor die goed wat 'n bietjie grys is in ons lewe. Ek het 'n paar voorbeelde. Ons wat nou in Christus is, ek het nou hierdie vriende wat nou nie Christene is nie. Mag ons nog saam braai? Ek het in my tuin dwergies. Moet ek dit uithaal of nie? My oupa was 'n vrymesselaar. Beteken dit ek dra nou 'n vloek op my of nie? Moet ek nou gaan dat hulle die vloek afbreek of nie? Mag ek 'n kortbroek dra kerk toe? Julle sal nie glo nie. Mense wonder. Jy sien, daar's sulke tipe goed. Die Bybel sê dat ons moet net nie dronk word nie, maar mag ons dan nou wyn drink tot ons amper dronk is, of nie? En wat Paulus hier doen is, hy kom nie en sê, hier is die wet, dit is wat julle mag doen, dis wat julle nie mag doen nie. Nee, wat hy kom is, hy gee 'n paar beginsels vanuit die verstaan dat ons vry is in Christus. En die eerste een daarvan is die beginsel van genade. 1 Korintiërs 6 vers 12 skryf Paulus, hy sê, alles is my geoorloof. Alles mag ek doen. Hy haal hierdie kerk aan. Hy sê, en laat ons net sê, dit is die evangelie. Jy's vry in Christus. Jy kan alles doen. Moenie uitstap en vir mense gaan sê, my pastoor sê, ons kerk kan doen net wat ons wil nie. Maar moet ook nie uitstap en vir mense sê, ek leef volgens die wet nie. Dis die gevaarliker een, net om te sê. Wat is die beginsel van genade? Hy sê, alles is my geoorloof, maar nie alles is voordelig nie. Met ander woorde, goed vir my nie. So dis nie reg of verkeerd nie, dit is wat is goed vir my en wat is nie goed vir my nie. Hy sê, alles is my geoorloof. Ek's vry in Christus, maar ek sal deur niks myself laat oorheers nie. Met ander woorde, ek sal nie die slaaf van iets word nie. Wat sê Paulus? Hy sê, wanneer ek so besluit moet maak, is die eerste ding wat ek dalk net vir myself moet vra, is hierdie voordelig vir my, of gaan hierdie ding 'n slaaf van my maak? Die tweede beginsel is die beginsel van groei. 1 Korintiërs 10:23, hy sê, alles is my geoorloof, ek is vry in Christus, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles is opbouend nie. So die vraag is, bou dit jou geestelike lewe op, of breek dit jou geestelike lewe af? Die derde beginsel is, die beginsel van gewete. En ons gewete is so 'n sensitiewe plek, maar so 'n kragtige ding in ons lewe. Het jy geweet dat die vyand toegang het tot jou gewete? Die Gees het ook toegang tot jou gewete. En soms sal die vyand
skuldgevoel in jou gewete bring van goed wat jy eintlik nie skuldig van is nie, omdat jy in Christus is. Maar soms bring die Heilige Gees 'n oortuiging in ons gewete, dat die ding dit sit net nie reg met my nie. Ek voel nie reg in my gewete nie. So die vraag wat ek vra is, kan ek dit met 'n skoon gewete doen of nie? In Korintiërs 10 vers 31 sê Paulus, of julle dan nou eet of drink of enigiets anders doen, doen alles tot eer van die Here. Kan ek dit wat ek graag wil doen in hierdie grys area tot eer van die Here doen? En hierdie ding is amper soos 'n trechter. Jy eliminate hulle so. Vierde een, beginsel van die gemeente. Gaan hierdie ding wat ek uitleef in my Christenvryheid, my broer of suster laat struikel. 1 Korintiërs 10:32 sê, julle moenie vir Jode of Grieke of die gemeente van God 'n struikelblok wees nie. Net soos ek probeer om alle mense in alle opsigte in ag te neem en om nie my eie voordeel nie, maar die van die meerderheid na te streef sodat hulle verlos mag word. Paulus sê, daar's iets belangriker as jou Christenvryheid en dis liefde vir ander mense. Met ander woorde, dalk as ek nou by iemand gaan braai wat teen afgodsvleis is, miskien moet ek my choppies gaan koop by Pick n Pay en nie by daai goddelose slaghuis nie. Omdat ek nie wil hê my broer moet aanstoot neem of struikel nie. En ook andersom. As my broer by my kom braai en hy bring sy Pick n Pay choppies en ek het my afgodsvleis, kan ek nie nou te kere gaan en vir hom sê, ag jy is 'n so tipe Christen, julle is net godsdienstig. Nee, ons gun mekaar die vryheid om verskeie geloofs-oortuigings te hê. 'n ander ekstreme voorbeeld is soms dit wat vir jou vryheid beteken in Christus is vir iemand anders 'n verslawing. Dan moet ons dalk sê, kom ek gee my vryheid prys sodat hierdie broer van my nie nog dieper struikel in die krisis wat hy in sy lewe beleef nie. Beginsel van gemeente. En die 5de een is van getuienis. Sal hierdie ding my getuienis as kind van God skade aanrig? En die worship team, julle kan my join. 2 Korintiërs 6 vers 13 sê, ons gee in geen opsig enige aanstoot aan iemand nie, sodat daar nie met die bediening fout gevind kan word nie. Met ander woorde, is hierdie besluit wat ek maak, gaan dit moontlik my reputasie en my getuienis as kind van God beskadig, dan sal ek eerder maklik nee sê daarvoor in my vryheid in Christus. Nie omdat ek moet nie omdat dit is wat ek veronderstel is om te doen nie, maar omdat die Gees binne in my sê, ek wil dit nie doen nie. Wat moet jy huis toe vat vandag na hierdie preek? Nommer 1, jy het vryheid in Christus van die wet. Vryheid. Jy is vrygemaak van God se standaarde, jy is vrygemaak van jou poging en harde werk om te probeer volgens sy standaard leef. Nee, daar's 'n ander lewe, daar's 'n nuwe evangelie, daar's 'n nuwe verbond, waar hy sy Gees gee binne in ons, en waar ons surrender aan die Heilige Gees se werk in ons lewe, en dis hy wat ons verander, ons begeertes, ons wil verander, jaar na jaar, van heerlikheid tot heerlikheid. Hy is die een wat die wonderwerk doen. Dan, hier is 'n paar beginsels
as jy soms op 'n plek is waar jy onseker is of hierdie vir jou Christen vryheid gaan bring, of gaan dit skadelik of verslawend of nadelig vir jou wees. Kom ons bid saam. Dankie Jesus dat ons vrygekoop is. Here, dat ons 'n nuwe lewe in die Gees kan geniet. Ons is dood vir die wet. Ons is lewend vir U. Dankie Jesus, dankie Heilige Gees dat U wil en U lewe kom skryf op die tafels van ons harte. My gebed vandag, Here, is dat ons in vryheid sal leef, in die vreugde van die vryheid wat daar in Christus is. In Jesus se naam. Amen. Amen.